Goeiedag en baie welkom by dag 5 van ons 10 dae van gebed van 2026 met ons tema ontketen. Vandag gaan ons kyk na bekeer jou en vul jou met die Heilige Gees. Maar voor ons begin, kom ons buig ons hoofde saam. Vader, ons bid dat U Gees ons sal lei, terwyl ons gaan kyk oor dat ons gevul moet word deur die Gees. Is ons gebed in Jesus naam. Amen. Nou ja, jy weet, ons leef in 'n tyd waar baie Christene besig is, maar min werklik bemagtig voel. Die Bybel maak dit duidelik. God se werk kan nie in menslike krag gedoen word nie, maar net deur die krag van die Gees van God. Jesus het geweet sy disippels sou nie sonder die Heilige Gees kon voortgaan nie. Daarom het hy hulle nie eers gestuur nie, hy het hulle laat wag vir die uitstorting van die Heilige Gees. Jesus se belofte en sy woord sê vir ons wag. En ons lees dit in Handelinge 1 vers 4 tot 5 en dit sê, en toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader. Wat julle het hy gesê, van my gehoor het, want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, en nie lank na hierdie dae nie. Die sleutelwoord wat Jesus hier gebruik het is wag. Dis nie iets wat ons almal baie goed kan doen, om te wag nie. Ons wil inspring en aangaan, en partykeer wil ons voor die Here uithardloop, maar hy sê vir ons wag tot ek jou bemagtig. Hy sê nie, gaan probeer harder nie, hy sê nie, gaan maak 'n beter plan om beter werk te kan doen nie, gaan werk vinniger nie, gaan werk slimmer nie, hy sê nee, wag vir die belofte van die Vader. Dit leer ons, geestelike krag kan nie gehaas word nie. Die tweede ding, die Heilige Gees is 'n belofte, nie 'n prestasie nie. Met ander woorde, ons kan dit nie verkry op ons eie nie. En punt nommer 3 is, God bepaal die tyd wanneer hy die gawe vir ons gaan gee. En ons moet net die oorgawe maak en gereed wees om die Heilige Gees te ontvang. Op Pinkster was die Gees uitgestort en ons lees in Handelinge 2 vers 1 tot 4. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit het. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Let op die woorde wat hier gebruik word. Die eerste sê skielik. Met ander woorde, dit kan dalk onverwags na ons toe kom, maar ons moet bereid wees en onsself voorberei, soos vir die disippels, te wag vir die Heilige Gees. Daar het 'n geluid uit die hemel gekom, soos van 'n geweldige rukwind. Met ander woorde, dit kom nie net altyd stilletjies nie, maar die Heilige Gees het hier op hulle neergedaal en hulle kon die manifestasie van die uitstorting van die Heilige Gees, kon hulle dadelik sien. Dit gebeur nie altyd so in ons omstandighede nie, maar in hulle geval het dit gebeur. En hier het die Heilige Gees op elkeen van hulle neergedaal, soos in die tonge van vuur wat hulle gesien het. Met ander woorde, hulle kon dit werklik waar gesien het, dat die Heilige Gees uitgestort is en dat die woorde van Christus waar geword het. Maar as hierdie woorde waar kan wees vir Christus se disippels, kan dit ook vir u en vir my waar wees. En ons moet ook gedoop word met die Heilige Gees. Maar voor ons gedoop kan word met die Heilige Gees, moet ons gereed wees, sodat die Heilige Gees ons kan gebruik om sy werk klaar te kan maak. Die Gees kom nie omdat mense dit verdien nie, maar kragtig omdat hulle een van hart en volkome hulle self oorgegee het aan die Gees van God. Dis belangrik om te weet, nie sommiges het dit ontvang nie, maar almal het dit ontvang. So elkeen van ons wat God volg, kan ook die uitstorting van die Heilige Gees in ons lewens ervaar, sodat ons deur hom gedryf kan word en vir hom te kan werk.
Die tweede ding wat ons moet kry is, nie almal het dieselfde gawe ontvang nie, want dit sê hier, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Almal het nie dieselfde taal gehad om mee te praat nie, hulle het verskillende tale gekry, en so gee die Gees ook in vandag se tyd vir ons verskillende gawes, om die kerk te kan dien en toe te rus en vooruit te vat vir dienswerk. Wat is noodsaaklik om die volheid van die Gees te ontvang? In Handelinge 2 vers 37 tot 39 lees ons, toe hulle dit hoor, is hulle diep in hulle hart ontroer, en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? Petrus sê vir hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes. En julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is. So jy kan sien, die belofte kom ook na ons toe. Die wat die Here ons God na hom sal roep. Petrus se antwoord is duidelik. Jy moet berou hê oor jou sondes, dan moet jy dit bely, dit bekeer, en jou daarvan wegkeer, en dan moet jy 'n oorgawe aan God maak, omdat jy alles aan hom oorgegee het. Die volheid van die Heilige Gees kom nie deur emosie nie, maar deur 'n veranderde hart en 'n veranderde houding, en laat ons anders optree. Die belofte van die Heilige Gees is vir u en vir my, dis vir ons kinders, en dis vir almal wat die Here aanroep. Hierdie belofte is nie net vir sekeres nie, dis vir elke gelowige om die Heilige Gees te kan ontvang. Maar waarvoor wag ek regtig? Baie wag dalk vir tekens en ervarings of gevoelens. Ek voel nie die Heilige Gees is by my nie. Verkeerd het jy dit al gehoor. Of die Here sal my 'n teken gee voor ek moet gaan. Maar God wag vir harte wat volkome oorgegee is aan hom. Met ander woorde, die Here wag vir ons sodat ons reg is om die Heilige Gees te ontvang. Ons wag vir 'n teken van die Here af. En so wag ons en kry ons nie die gawe van die Gees nie. Die vraag is nie, het ek al iets ervaar nie, maar is daar enige iets wat my verbintenis met God in gevaar stel om nie die Heilige Gees te kan ontvang nie? Verlang jy daarna om ten volle versadig en gevul te wees met die Heilige Gees? Kom ons sê vandag, Here, ek wil nie net 'n bietjie krag hê nie. Ek wil alles hê wat U vir my het. Alles wat U vir my wil gee deur die Gees. Ek nooi U uit om by my aan te sluit terwyl ons onsself verootmoedig en bid vir die volle doop met die Heilige Gees. Kom ons vra vir die Here en ons sê vir hom waar ons berou het. Ons laat hierdie dinge staan wat ons verkeerd doen. En ons maak ons harte oop om ontvanklik te wees vir die stem van die Heilige Gees wat ons sal drywe om sy werk vir hom te kan doen. Kom ons bid saam. Vader, elkeen wat nou luister, wat hulle oë toemaak, wil hulle bereidwillig verklaar om met die Heilige Gees gedoop te word. Here, as daar dinge in ons lewens is wat ons moet van afstand doen, dan wil ons dit aan U bely. Ons wil daarvan afkeer, sodat ons skoon en rein kan wees, omdat U ons vergewe van ons sondes, sodat ons kan wag op die uitstorting van die Gees, sodat ons U werk kan klaarmaak hier op aarde. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen. Sien U môre, selfde tyd, selfde plek.